Ja, Here, U is goed. God, You are so good. You are so good to me. U is goed, Here. Aan U liefde, aan U genade is daar geen einde nie. In die hemel of op die aarde is daar niemand soos U nie. U is goed. Dankie Here dat ons die voorreg het om vanoggend so as U gemeente, as geloofsfamilie van Algoa Gemeenskapskerk so by mekaar te kan wees. Ja, en Here, waar ons nou uit die woord uit gaan lees, U woord wat lewend is, wat kragtig is, wil U self met ons vanoggend kom praat. Dankie dat ons dit kan bid in U kosbare naam en weet dat U Heilige Gees self die een is wat U woord vir ons nou wil oopsluit en dit in ons harte kom skrywe. Maak U dit stil in ons harte en gedagtes. In U naam bid ons dit. Amen. Daar sê ons daar is dalk van julle kom ek sê so lank terwyl blaai so lank na Psalm 1. Julle kan so lank na Psalm 1 toe blaai. Dit is in my Bybel op bladsy 575 in my 83 vertaling. So julle kan so lank soontoe blaai. Maar intussen wil ek sommer noem, daar is seker van julle wat gesien het dat ons nou, soos hulle almal praat maar so daarvan, ons is nou live. Ons het nou live gegaan op Facebook en dit is dan nou net ons die predikingsgedeelte. So as julle wil en julle het dalk 'n tydjie, gaan loer gerus op ons Facebookblad, Algoa Gemeenskapskerk, dis die nuwe ene, dis nou 'n page. Ons het altyd die groep gehad, die ou enetjie, maar ons is nou op die nuwe een, dis 'n page, hy het daai pragtige boom wat daar voor in die voorportaal op is. Daardie prentjie, as jy hom sien, dan weet jy jy's op die regte ene. Algoa Gemeenskapskerk, so as julle wil, kan julle daar gaan loer, en daar word al ons nuutste verjaarsdae, voorbidding en so aan geplaas, en dan ook die preek. So met ander woorde, hierdie preek. Ons het verlede week daarmee begin. Andre het my half so 'n bietjie ontkant gevang, want toe ek by die huis kom, sien ek van my liewe aarde, hier is dit op Facebook. So ons het die verlede week al reeds begin daarmee, maar as dit die Here se wil is, sal ons dan nou ook verder so voortgaan. Dit is net sodat ons hierdie boodskap wat die Here op my hart druk en met ons deel, dat ons dit verder kan uitdra en verder kan versprei en ook so die Here se lig kan laat skyn op 'n plek soos Facebook en op sosiale media, wat ek dink dit baie nodig is. Goed, maar genoeg nou daarvan, kom ons kom terug dan nou, en dan wil ek sommer in dieselfde asem sê, ek is opgewonde en ek is bly oor elkeen van ons wat vanoggend hier is, en die mense wat dalk ook nou miskien aanlyn besig is om te kyk. Ons is so dankbaar, die Here is vir ons so onbeskryflik goed. God, You are so good to me. So ons gaan lees daaruit Psalm 1 uit, maar ek wil gou iets doen, en ek wil gou vra, almal wat julle Bybel saamgebring het, kan julle dit gou vir my sommer net so ophou? As jy jou selfoon Bybel gebruik, dis ook fyn, dan hou jy jou selfoon op. Daar sê, hier sien ek 'n paar Bybels, daar's 'n hele paar Bybels, daar's 'n selfoon Bybel of 2. Daar sê, fantasties, wonderlik. Hoekom ek dit nou vra is, ons gaan vanoggend se boodskap handel ook dan nou spesifiek oor die woord van God, oor die Bybel. En ek wil julle regtig aanmoedig en julle uitnooi met my hele hart vanoggend
om julle Bybel saam te bring kerk toe. Julle sal sien, ons het nie die Bybelgedeelte wat ons daar op die skerm wys nie, juis omdat ons wil hê, julle moet julle Bybel saambring en met hom besig wees en aantekeninge maak en onderstreep want ja, ons gaan nou verder daarby stil staan. So asseblief, bring julle Bybel saam, as julle nie 'n Bybel het nie, asseblief, kom praat met my, met Andrei, met Ronel, ons maak vir jou 'n plan, ek beloof jou, om vir jou 'n Bybel in die hande te kry. So asseblief, want dit is mos die swaard van die Gees, Efesiërs 6, nee. So hoe kan 'n mens dan nou die bose en sy aanvalle weerstaan, as 'n mens nie weet hoe om die Bybel te gebruik en te benut nie. Maar genoeg daarvan, kom ons kom terug na vanoggend se boodskap toe. Julle sal dalk onthou, die van julle wat verlede Sondag hier was, of miskien iewers na die boodskap geluister het, sal miskien onthou dat ek so teen die einde rond, en ek glo dis die Here wat dit so op my hart kom druk het, want dit was in daai oomblik wat ek net hierdie beeld aan gedink het van Psalm 1. Toe ons besig was met Psalm 42. Nee, en ons het dit was mos hierdie Psalm van een van die Koragiete, die tempel lofsangers, wat hy mos gekla het en in sy hart uitgestort het voor die Here en gesê het, maar dit gaan so sleg met hom en dag en nag is hy in trane en sy vyande spot hom en sê, waar is jou God nou? En dan het hy gesê, maar ek sal sê, vertrou op die Here, vertrou op God. En ek hoop van julle dit dalk gaan doen in hierdie week wat verby is. Hardop vir jouself dit gaan sê, vertrou op die Here, vertrou op God. Want dis wat ons gehoor het verlede Sondag. Maar daardie beeld van die boom wat by waterstrome geplant is. Dit het net spontaan, en ek glo die Here, by my opgekom verlede Sondagoggend, terwyl ek besig was met die boodskap uit Psalm 42. En daardie beeld het by my gebly, en dit is my ook so aangrypend, dat dit deel is van ons embleem, hierdie boom, wat vrug dra, en wat by die waterstrome geplant is. En so ek wil vanoggend, ek glo die Here, wil vanoggend vir elkeen van ons weer kom herinner daaraan wie hy wil hê ek en jy moet wees as ons kinders van die Here is. Hy wil hê, en eintlik sal dit so wees as ons sekere dinge doen, en daarby gaan ons nou uitkom, dat ek en jy sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Ons gaan dit ook lees hier in Psalm 1, en dat ons sal vrug dra, en dat ons blare sal groen bly, selfs deur die droogte tye heen. Maar kom ek vra gou iets vir julle, net om julle gedagtes so bietjie los te kry. Dis mos nou maar Sondagoggend. Ons gedagtes is 10 nog by daai rugby game van gisteraand. Jong, ek het die eerste stuk gekyk, en toe ek maar begin besig raak met iets anders, want toe dink ek, ag nee, want ek dink daarom, ons bokke gaan daarom, ons gaan nie knoop deurrak, ons gaan die ding doen, en ons het die ding gedoen, ons is bly daarvoor. Nou lê die volgende een weer voor. Maar, so was besig gewees daarmee. Maar, ek glo, die Here wil ons gedagtes vanoggend net 'n bietjie terugbring, en hier op die woord fokus, en die volgende vraag, as jy nou vir iemand, enige iemand, kom ek sê, 'n kind, maak dit baie eenvoudig, een van jou kindertjies, of een of ander kindjie, familielid, of sommer iemand wat jy ken, moes verduidelik vanoggend, wat beteken dit om regtig gelukkig te wees? Of op 'n ander manier gevra, wat moet 'n mens doen sodat jy werklik gelukkig kan wees? En ek praat nie van hierdie net gelukkig, okay, die bok het gewen, hippie hoera, daar's niks daarmee verkeerd nie. Ek bedoel, hoe kan jy nie bly wees as jou land se rugby span wen nie, nê? So, ek praat nie net van daardie gelukkig wees nie, ek praat
praat van 'n deurlopende, gelukkige ingesteldheid. 'n ingesteldheid, 'n lewensingesteldheid van weet ek is tevrede. Ek het genoeg. Die Here sal sorg. Net daardie rustigheid en vrede. Hoe kry jy mense dit reg? Wat moet jy doen om so gelukkig te kan lewe? En dan nog miskien 'n ander vraag daarbey, is dit nog moontlik in vandag se tyd waarin ons onsself bevind om regtig gelukkig te kan wees? Of is dit nou maar net so dat 'n mens nou maar in hierdie wêreld met al sy probleme en jou eie uitdagings nou maar net nie meer gelukkig kan wees nie? Maar wat sê die Bybel? Kom ons kyk na Psalm 1 om daardie antwoord vanoggend te kry op die vraag, hoe kan 'n mens werklik gelukkig lewe? Selfs wanneer dit moeilik gaan. Selfs wanneer daar uitdagings oor jou lewenspad kom. Selfs wanneer jy alles nie altyd is soos jy dit wil hê nie. Hoe kry jy mense dit reg? Kom ons lees daar vanaf vers 1 in Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. En dan vers 3, hier is daai beeld van die boom. Hy, of dan sy, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy, of dan sy, is voorspoedig in alles wat hy of sy aanpak. En so is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. Dis hierdie kort Psalm 1, wat so die inleiding is vir die res van die 150 psalms wat ons het. 'n Wysheidspsalm. Nou kom ons gou terug na hierdie vraag, so wat hoor ons vanoggend hier? Sê die Here vir ons, sê die psalmskrywer, wat moet 'n mens doen sodat jy waarlik gelukkig kan wees? Daar die eerste vers sê, dit gaan goed met die mens, en ek dink die ou vertaling sê, welgeluksalig of geseënd is die mens. Met ander woorde, dit herinner mense amper aan daai saligsprekinge van Jesus in die bergrede. Toe Jesus gesê het, geseënd is die vredemakers, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. In ander woorde, dit is 'n geluk wat nie van van omstandighede afhang. Van hoeveel geld ek in die bank het, of hoe groot huis ek in bly, of wat so mooi kar ek dalk ry, of wat ook al nie. Nie van sulke uiterlike dinge afhanklik is nie. Maar hierdie geluk, hierdie vreugde, is 'n vreugde wat van binne afkom. Dit is 'n ingesteldheid wat ek die lewe mee aandurf, hoe ek elke dag my lewe leef, met 'n blydskap, met 'n vreugde. So, dit is wat hierdie Psalm eerste vir ons sê. Dit is soos 'n belofte, dit is soos 'n uitspreek, want sê, dit is moontlik.
Ja, dis moontlik om so te kan lewe, selfs in vandag se tyd, met al die probleme en al die uitdagings en al die moedeloosheid en hopeloosheid wat 'n mens baie keer rondom jou voel en wat partykeer self in jou eie hart wil kom neskop, as jy kyk na dinge rondom jou en die omstandighede, is dit nog moontlik om gelukkig te kan leef? Nou wat moet 'n mens dan doen? Ons gaan baie kortliks, baie vinnig net daarna kyk. Nou, interessant genoeg, hoor ons eerste hierso vanoggend, wat 'n mens nie moet doen nie, sodat jy gelukkig kan wees. 3 dinge wat jy nie moet doen nie, sodat jy werklik elke dag die pad met vreugde en vrede in jou hart kan stap. Nou, so op 'n ligte noot, toe ek hierdie lees in die ou vertaling, toe dink ek sommer gou terug aan daai liedjie, ek weet nie of sy naam Vakansietyd is nie, ek sal nou nie myself daarvoor uitgee nie, maar dis 'n liedjie, 'n ou Afrikaanse liedjie, en onder andere was hy in die fliek Liefling, het hulle hom gesing. En die liedjie gaan iets soos, en ek weet ons kinders sal 10 nou lekker daarmee kan identifiseer, dan gaan die woorde iets soos, staan op, sit stil, boeke oop, leer jou les, oelalala. Nee, dis weer vakansietyd. Ek is seker baie van ons ouer mense onthou daai liedjies. Staan op, sit stil, boeke oop, leer jou les. En dis amper so iets wat ons hier hoor in hierdie psalm, want kom ek lees dit vir julle uit die ou vertaling uit. Daar staan, welgeluksalig is die mens wat nie wandel in die raad van goddeloses nie, wat nie staan op die weg van die sondaars nie, en wat nie sit in die kring van die spotters nie. So hier's drie werkwoorde. Nie wandel nie, met ander woorde nie loop in die raad van die goddeloses nie, wat nie staan op die weg van die sondaars nie, en wat nie sit in die kring van die spotters nie. Met ander woorde, wat nie sit, wat nie staan, wat nie loop in die kring of in die geselskap van die spotters of die goddelose nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat om werklike vrede en vreugde geseën te wees as kind van die Here, moet ek nie toelaat dat die dinge van die wêreld en die maatstawwe van die wêreld, wat partykeer meeste van die tyd heeltemal teen die Bybel is en teen dit wat die Here van ons vra, dat ek moenie toelaat dat dit my riglyn is waarvolgens ek lewe nie. Ek moenie toelaat dat die invloede van die wêreld en die verkeerde dinge en die verkeerde goed wat op sosiale media geskryf word en gesê word en die manier hoe die wêreldse mense met mekaar omgaan en aaklige, ja, ek kan dink aan die hele paar goed op sosiale media wat ek van weet, wat ek ver van af wegbly. Wat mense duisende followers het met hierdie aaklige, lelike gevloekery, of dit is hierdie bekleierery met mekaar, en die mense kyk dit. Die Here sê hier in Psalm 1, as jy werklik gelukkig wil wees, dan gaan nie jou nie met daardie tipe van dinge ophou nie. Ons is in die wêreld, het Jesus gesê, maar ons is nie van die wêreld nie. So met ander woorde, as ons raad soek en as ons moed wil kry, na wie toe draai ons eerste? Gaan ons eerste na die wêreldse dinge toe, na die wêreldse mense? Eintlik amper, hier word gepraat van die goddelose, hulle wat God glad nie ken nie? Of gaan ons na die Bybel toe? Gaan ons na God se woord toe? Want ons hoor hier, as ons dit doen, wegdraai van die wêreldse en die verkeerde, van die sonde en van die goddelose dinge, dan gaan ons gelukkig wees. So miskien moet ek en jy vanoggend vir onsself vra, waarmee maak ons koppe vol? Wat kyk ons? Wat luister ons? Waarmee hou ons onsself besig? Want dit is wat gaan bepaal hoe ons gaan lewe. Goed, so, moenie loop nie, moenie staan nie, moenie sit
in die teenwoordigheid, jouself volmaak met die wêreldse en die goddelose dinge nie. Dit hoor ons hier eerste. Okay, so dis wat ons nie moet doen nie, as ons waarlik gelukkig wil wees nie. Okay, maar wat moet ons dan nou wel doen? Vers 2 sê, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. In die woord van die Here sy vreugde vind. Lees ons hierso. Dag en nag oordink. Ons moet ons koppe en ons harte en ons gedagtes en ons ore volmaak met God se woord, met die Bybel. Ons moet dit dag en nag oordink staan hier. Met ander woorde, dit moenie 'n geval wees van, en ek is self baie skuldig daaraan, ek moet dit bely. Laat in die aand, as jy al so moeg is en jy het eintlik nie meer krag om te konsentreer nie, dan sal jy miskien die Bybel lees, maar die volgende oggend kan jy eintlik nie eens onthou wat jy die vorige aand gelees het nie. Dit is nie om werklik gelukkig te kan lewe en gelukkig te kan wees nie. Dis nie die manier hoe 'n mens met die Bybel omgaan nie. Of dalk glad nie eers die Bybel meer te lees nie. Om net daar een kant te laat lê en te sê, ag, wat beteken die Bybel tog? Dis 'n ou boek, dis nie vir my nie. Dis waar ons die fout maak. Dan moet ek en jy nie verbaas wees, en ek praat hier eens eerste van myself, as ons op 'n dag op 'n punt kom wat ons agterkom, ek is moeg, ek is uitgeput, geestelik, emosioneel, ek het nie meer krag om aan te gaan nie, ek is moedeloos. Waar is die Bybel dan in my lewe? Want hier so staan, dit gaan goed met jou as jy die Bybel, God se woord, dag en nag oordink. As jy dit herkou, as jy dit die heeltyd in jou hart het, as jy daaroor nadink, selfs wanneer jy miskien voor die skottelgoed staan en skottelgoed was, te dink aan God se woord. Of selfs as jy besig is om met jou alledaagse ekskuus tog, bedrywighede aan die gang te wees, te dink, wat het ek vanoggend geleer uit die Bybel uit? Wat het die Here vanoggend vir my kom sê? As ek en jy dit doen, dan sal ons inderdaad wees, en dit bring my by hierdie volgende, hierdie beeld, soos hierdie boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Die blare nie verdroog nie. Ekskuus tog. Ek so 'n bietjie van 'n sinus, so nou en dan kyk hy my so 'n bietjie op hier agter in die keel. Hierdie boom, waarvan die blare nie verdroog nie. Nou in die Bybelse tyd, en ek dink ek het verlede Sondag ook genoem, in die Bybelse dele, Bybelse lande, is dit maar baie woestynwêreld. En soveel so dat daar nie altyd genoeg reën val vir die plante om elke jaar te kan groei soos hulle moet nie. En daarom is hierdie beeld wat hierdie psalmskrywer gebruik eintlik so spesiaal. Want as dit ware kan 'n mens sien, hierdie boom wat daar in daai woestynwêreld staan, waar al die ander plante teen nie groei nie of verdroog het, maar hier staan hierdie boom en hy het groen blare en hy dra sy vrugte op die regte tyd. En wat is die geheim daarvan? Hy staan by 'n waterstroom, by 'n rivier, en daar kry hy sy krag vandaan. Daarom kan hy so lyk soos wat hy lyk. En die vraag wat die Here miskien vanoggend vir jou weer wil kom vra is, my liewe kind, waar kry jy jou krag vir elke dag? Waar kry jy jou lewenskrag vandaan? Of probeer jy maar so op jou eie aankarring, so nou en dan miskien ietsie in die Bybel lees? Of is jy besig om krag te kry uit hierdie waterstroom, hierdie stroom van lewende water van die Heilige Gees, wat sy woord vir ons kom gee het?
Ek wil afsluit en ek glo die Here wil elkeen van ons vanoggend opnuut kom uitnooi om besig te wees met sy woord. Ek het dit net weer opnuut besef hierdie afgelope week en dit was amper soos 'n wat hulle sê soos 'n wow moment toe ek dit net weer eens snap. Ons hoor hier, ons het dit gelees, ons moet die Bybel lees, ons moet besig wees met die woord van die Here. Want as ons dit doen, as ons dit dag en nag oor dink, as ons toelaat dat dit in ons harte geskryf word, as ons die Bybel ken, dan sal ons waarlik gelukkig wees. Maar meer as dit, en dit het my net absoluut aangegryp. Hoe leer ons vir Jesus ken? Waar vind ons dit wat Jesus gedoen het? Waar leer ons wie Jesus was? Hoe lief hy ons gehad het? Hoe hy geleef het toe hy op aarde was? Hier in die Bybel. Hier in die Bybel. En partykeer dan, ekskuus tog, partykeer dan lees 'n mens die Bybel en jy dink, oh wel, dis maar net, ek lees die Bybel. Maar as ek en jy met verwagting na die Bybel toe gaan, is die Here daar, is die Heilige Gees daar om met ons te praat. Hier in die Bybel ontmoet ons vir Jesus. Maar dis nie net, ekskuus tog, dis nie net 'n gewone boek nie. Dit is die woord van God. Dit is die lewende, kragtige woord van God. Hier kom ontmoet Jesus vir jou en vir my deur sy Gees. En ek dink as ons dit begin besef, dan sal ons met 'n nuwe opgewondenheid die Bybel lees. Want dis waar Jesus jou en my kom ontmoet, wil kom ontmoet. En as jy dalk vanoggend hier sit en jy sê, maar ek het nie eintlik daai begeerte in my hart op hierdie stadium om die Bybel te lees nie. Dis nie daar nie. Bid en vra die Here. Sê vir hom, Here, gee in my hart weer opnuut daardie begeerte na u woord. Daardie honger, daardie dors na u woord. Dan sê Jesus mos, as ons iets van God bid en ons vra dit volgens sy wil, dan sal hy dit vir ons gee. So kom ons bid as gemeente opnuut vir hierdie honger, hierdie dors na God se woord, waar ons Jesus kan ontmoet, waar hy met ons wil gesels, ons wil leer deur sy woord. En ek glo, dan sal ons definitief gelukkig kan leef. Selfs wanneer die droogtes kom, geestelike uitdagings, die lewensuitdagings, die storme, sal ons kan bly staan soos daardie boom. Want ons is geplant by die waterstroom, die lewende woord van God. Amen. Here, so baie dankie dat ons net vanoggend, ja, ons is bevoorreg om u woord, die Bybel, te mag hê in ons eie moedertaal. Ons kan die Bybel lees in Afrikaans. Deur u groot genade kan ons enige tyd van die dag, nag u woord oopmaak en kan ons besig wees met u woord. Ag Here, u weet in vandag se tyd waar daar soveel hartseer, soms soveel moedeloosheid en hopeloosheid is in die wêreld rondom ons. En waar dit soms selfs in ons eie harte wil kom neskop, wil ons vandag kom bid en vra, gee ons die honger en die dors na u woord opnuut, sodat ons waarlik
gelukkig sal kan leef. Here, help ons om nie ons op te hou met die dinge van die wêreld wat baie keer so lynreg in stryd is met u woord nie, maar om ons harte en gedagtes vol te maak met u woorde, dit dag en nag te oordink. Dankie dat ons vanoggend weet, as ons dit vra in u naam, dan sal u dit vir ons gee, want dit is u hart vir ons. So bid ons dit dan vanoggend, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, ons Koning. Amen.